Groet en Nina en Willem, dan Jannetjie, ek wil vir my uit my hart uit vir julle sê, baie sterkte. Ek dink aan julle. Dit is al vol kosbaar as 'n mens dink aan die Bybel, waar die Bybel vir mense sê, daar kom 'n dag in 'n mens se lewe wat die brood meer, die mense meer nodig het as brood en water. Ek dink vandag het ek vandag ja. So sien dat jy omring is deur mense wat vir julle lief is, wat vir julle bystaan, wat vir julle sê dat julle nie alleen hier gaan nie. Ek moet regtig waar sê, jy weet, vir ons is daar 'n leemte in ons hart en ek weet die enigste een met daardie leemte in ons harte kan vul is geen ander mens nie, maar net Jesus self. Maar julle is nie alleen nie. Nou geliefdes, kom ons sit net so, dan buig ons net vir 'n oomblik die hoof. Here, wanneer ons hier vanoggend bymekaar kom ons met 'n dankbaarheid bymekaar. Die feit dat ons vanoggend die geleentheid het om te kan terugdink aan tyd. U leer vir ons dat wanneer ons terugkyk in die verlede, kan ons die voetspore raak sien, u handewerk raak sien, daar raak sien waar u gewerk het en u het nooit opgehou nie. Dankie dat ons ook daarvan iets kon beleef en sien leer om ons se lewe. Die feit dat u sy hart aangeraak het, die feit dat hy onbeskaamd uitgegaan het en sy geloof gaan uitleef het, vir die wêreld daar buite gaan leer het, dat u leef en dat hy nie vashou met geloof en vertroue met alles wat hy het. Dankie dat ons kan weet, Here, dat u vir ons ook vandag hierby is. U beloof vir ons in Matteus 28, al die dae van ons lewe tot aan die volëinding van die wêreld, ook die goeies en ook dae soos hierdie. U is hier by ons. Dankie dat ons kan weet dat ons nie op staat te maak op ons eie kragte nie, ons het U, Here. Dat ons vandag kan staat maak op u krag, want u staan vir ons by. U genadende hand dra vir ons elke liewe dag van ons lewe. En daarom, Here, al wat ons vandag kan doen, is getuig en glo en aanbid, Here. Ons kan al die lof aan u gee. Dankie ook vir die geleentheid vandag, waar ons vandag by mekaar kan kom, ook as gelowiges, mekaar 'n druk kan gee, en dat ons môre weer kan aangaan, Here, ten minste dat ons weet, ons het vir u, ons het vir mekaar. Dankie dat ons vandag hierdie kan bid, in die almagtige en heilige naam. Amen. Nou, ek gaan vra dat ons gaan staan, en dan gaan ons saam sing. Ek sien in die nuwe kom, daar is dit 3 verse. Matteus 28 stil staan van vers 11. Kom ons begin met Psalm 3. Die bekende woorde van Dawid wat hy geskryf het, maar interessant is, ek weet nie veel agtergekom het nie, vers 5 en 6 is iets ongelooflik wat Dawid ook sê. 'n Psalm van Dawid: Die Here is my herder, ek ly nie gebrek nie. In groen weivelde laat hy my rus, na water waar daar rusplek is, lei hy my neer. Hy gee my nuwe lewenskrag. Hy lei my op die regte paaie ter wille van sy naam. Selfs as ek in die donkerste kloof ingaan, is ek nie bang vir gevaar nie, want U is by my. Dit is die staf en die stok wat my gerus stel. U dek vir my 'n tafel voor die oë van my teenstanders. U verfris my kop met olie, my beker loop oor.
Net goedheid en troue liefde sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal terugkeer na die huis van die Here tot in lengte van dae. Matteus 28, ek lees van vers 11. Terwyl die vroue op pad was, het enkele van die wagte na die stad gegaan, en alles wat gebeur het aan die leierpriesters berig. Die leierpriesters het toe met die familiehoofde bymekaar gekom en 'n besluit geneem om 'n groot som geld aan die soldate te gee, met die opdrag: sê, sy disippels het in die nag gekom en hom gesteel terwyl ons geslaap het. En as die prokurator daarvan te hore kom, sal hy hom gerusstel en sorg dat julle nie in die moeilikheid beland nie. Hulle het die geld toegeneem en gemaak soos hulle voorgesê is. Hierdie storie word tot vandag toe onder die Jode versprei. Liewe familie en vriende, kyk, ek wil julle vanoggend nou van die wale van die storie af. Maar ek doen dit met 'n goeie rede. Ek het baie teorieë gehoor in my lewe hoe om 'n goeie leuen te vertel. Een sal vir jou sê, as jy 'n goeie leuen wil vertel, dan moet dit 'n halwe waarheid wees. 'n Ander sal vir jou sê, as jy 'n goeie leuen wil vertel, dan lê alles in iemand se oortuigings vergooi. Jy moet nou nie ook kan kyk en dan nie presies weet hoe hy dink. Nou ek het op Prof Google gaan kyk hoe om 'n goeie leuen te vertel. En Google gee die volgende advies. Eerstens, moet jy dit self kan glo. As jy dit nie glo nie, gaan iemand anders dit nie glo nie. Tweedens, sit jouself in die ander persoon se skoene en dink so lank aan die vrae wat hy gaan vra, want as hy die vrae vra, is jy reg met die antwoorde. Derdens, hou dit eenvoudig. Vierdens, ken jou mense aan wie jy die leuen wil verkoop. Nou ek moet nogal sê, dit klink vir my baie of die leierpriesters in hierdie gedeelte daai Sondagoggend eers gaan Google het om 'n leuen te vertel. ChatGPT gee vir ons hoe ons Jesus se opstanding moet ontken. En toe het hulle gou 'n vergadering gehou en hierdie 4 stappe bespreek en 'n tipe plan opgetrek en daar 'n konsensus onder mekaar bereik en dis wat ons gaan doen, dis wat ons gaan sê as iemand ons vra. Nou dis baie interessant dat Dawid in Psalm 23 gepraat oor die hemel. Maar om daar te kom waar jou beker oorloop, as jy daar wil wees om aan God se tafel te kan sit, dan moet ons eers na Matteus 28 kyk, want Matteus 28 vertel vir ons hoe om daar uit te kom waarvan Dawid praat. Matteus gebruik 28 hoofstukke. En Matteus is vol van bewyse. Al wat Matteus wil maak is, hy wil hê jy moet sien dat Jesus regtig God is. Hy het duiwels uitgedryf, hy het siek mense gesond gemaak, hy het selfs mense uit die dood uit teruggebring, en mense nogal verwag dat aan die einde van Matteus sou Matteus op 'n hoogtepunt afsluit met ongelooflike bewyse oor Jesus se opstanding. Maar dis nie wat gebeur nie. In die laaste deeltjie van Matteus, voor Jesus se hemelvaart, gee Matteus 'n leuen. 'n Leuen wat versprei is om die disippels se naam krater te maak. Om te probeer bewys dat die opstanding nie regtig gebeur het nie. Ek meen, dis vreemd, is dit nie? Dis soos, wat? Dat Matteus die boek so eindig met 'n leuen wat die opstanding aanvang. Hoekom? Wel, dis omdat Matteus die leuen gee, en Matteus wil hê jy moet daaroor gaan dink. En wanneer jy daaroor begin dink, dan gaan jy agterkom dis presies wat dit is. Dis 'n leuen. Dit maak nie sin nie. As dit 'n leuen is dat Jesus nie opgestaan het nie, dan beteken dit die waarheid is Jesus het regtig opgestaan. Kyk mense, dit is ongelooflik belangrik om dit te glo. Want die duiwel gaan bitter hard probeer om jou te kry om al die ander alternatiewe te oorweeg, maar nie die waarheid nie. Want as hy dit kan regkry om jou te kry nie te glo dat Jesus nie regtig opgestaan het nie, het hy jou geloof in die middel gebreek.
As Jesus nie opgestaan het, dit beteken dat ons sondes is nie betaal nie. Dan beteken dat ons vandag hier kan uitstap want ons mors ons tyd vandag. Dan kan jy hierdie Sondag gaan vis word. Want kerk gaan nou. Dan is vandag iets wat jy net agterweer moet doen. As Jesus net doodgegaan het, doodgebly het, beteken dit daar's nie 'n lewe hierna. Dis die einde, dis vir altyd. Jy sien, ons hele Christelike geloof word gebou op hierdie waarheid. Jesus het doodgegaan en hy het regtig opgestaan. En omdat dit die waarheid is, verander dit alles. Dit beteken ons sondes is klaar betaal. Dit beteken nie dood is oorwin. Dit beteken nie is lewe na dit. Dit beteken dat Jesus nog steeds leef. Dit beteken om jy aan leef. En natuurlik dat Jesus weer eendag gaan kom. Omdat hy leef. So dis hoekom Matteus sy boek eindig met die leuen wat oral versprei word in daardie tyd. Matteus wil hê die leuen in die oë kyk en sien die leuen vir wat dit is, dis 'n leuen. My liewe familie en vriende, ek het 'n bietjie gaan kyk na die leuens daar buite, wat die opstanding van Jesus aanval. Want die leuen wat Matteus in hierdie gedeelte gee, is nie die enigste een wat Jesus opstanding aanval. Die eerste leuen wat ek kon kry, is die soon-teorie. In kort het 'n man met die naam van Venturini gesê dat Jesus nooit regtig dood was nie. Hy was aan die kruis gewees, hy was in skok, hy was getraumatiseer, en toe hulle Jesus van die kruis afgehaal het, het Jesus uitgepas. Hulle het hom toe in linne toegedraai, met speserye behandel, en die koel lig in die grot, en die skerp reuk van die speserye, het Jesus laat wakker skrik binne die grot. My liewe mense, dis belaglik. Want niemand het nog ooit gedink dat die Romeine frontwerk gedoen het nie. Inteendeel, die spies in Jesus se sy, daar staan in die Bybel, daar het water uitgekom. Dit beteken, dis biologies onmoontlik om te lieg. As iemand dood is, kom daar water uit, nie bloed nie. Bloed en water skyn na die dood. En daar het water uitgekom. So dit beteken, Jesus was regtig dood. So die eerste teorie is 'n leuen. Die tweede een wat ek kon kry, is die nooit begrawe teorie. Edelman het gesê, die rede hoekom die graf leeg is omdat Jesus nooit in die graf beland het. Hulle het hom daar by die asgate gegooi, daar saam met die slawe. Weer eens, nee. Want die Jode wou vir almal wys dat Jesus nie is wie hy sê hy is nie. Deur van hulle te wys, daar lê hy in die graf, hy is nog dood. Hulle het dubbel seker gemaak waar Jesus begrawe word en dood bly in die graf. Hulle wou dit vir almal gewys het, om seker te maak het hulle soldate buite gesit, dat hy liggaam nie daar uitgedra word nie, want hulle wou vir die hele wêreld wys, dat Jesus net 'n gewone mens is. So die tweede teorie, is ook 'n leuen. Die derde een wat ek kon kry is die hallusinasie teorie. Dis soos iemand wat vir Elvis in 'n gehoor het. En omdat die mense so getraumatiseerd was, het hulle Jesus orals gesien. Nee, meer as 600 mense getuig daarvan dat hulle Jesus gesien het na die dood. Van die mense wat Jesus gesien het, was Engelsgangers geweest. Hulle was nie so naby Jesus gewees nie. Hulle was nie so getraumatiseerd nie. Hulle was hartseer oor die nuus, maar hulle was nie getraumatiseerd nie. In die tweede plek staan daar in die Bybel dat die mense aan Jesus kon raak. Hy het saam met hulle geëet en kon hulle hom vat. Nie hallusinasie nie. So dis ook 'n leuen. Die vierde teorie wat ek kon kry, is die aardbewing teorie. Jy sê, jy moet hoor, dit raak al beter, hoor. Steiner sê, daar was 'n aardbewing gewees, die grond het geskik, daar het 'n kraak in die grond gekom, Jesus se lijk het binne in die gat geval, die aardbewing wat ander geskik het weer die gat toegemaak binne in die grond. Dis hoekom die steen ook weggerol is. Weer eens, nee. Hoe kan iemand dit reg om met sy klere uit te rol? En die linne bly agter, dit lê nie op die grond nie, dis mooi opgevou.
Ek soek ook so hard met my kinders se kamer. Alles gaan mos saam. Inteendeel, Jesus het daarna rondgeloop en aan verskeie mense verskyn. So dis ook 'n leuen. Mense ons hardloop by teorie uit. Dit lyk nie goed vir die wêreld nie. Die 5de teorie is die Mission Impossible teorie. Mense beweer dat die disippels iemand gekry wat soos Jesus lyk. So dis sy double. So hulle het op 'n manier het hulle ingekom agter die toegrond, hulle die liggaam gesteel, die ou daar ingekry, toegedraai met linne, speserye behandel, nie die linne te styf toedraai nie, anders gaan hy nie uitkom nie. En dan hulle weer alles toegemaak, sodat hy by Sondagoggend kan opstaan. Julle sien Mission Impossible. Maar die arme is 'n voet en hande moes eers met gate en dan stik en kap, want hy sou geuitpas het en hy sou uitgebreek. So dis ook 'n leuen. Is dit al die teorie? Nee, ek het nog een gekyk. Die malvrou teorie. Renan, 'n Fransman, het gesê dat die hele opstanding berus op Maria se getuienis. Renan het gesê Maria was die enigste een wat vir Jesus gesien het. Nee, onthou ons het gesê daar was 600 mense wat vir Jesus gesien het. Die 7de teorie, die afblaasteorie. Arnold het in sy boek geskrywe dat wanneer Jesus doodgegaan het, het hy begin afblaas, gas is vrygestel oor die volgende 3 dae en dat niks oorgebly het. Dis soos 'n ballon wat jy afblaas. Ek het nou dag in my huis, toe ryk ek iets het gevrek. En ek ryk hom, en ek gaan soek hom, en ek kry toe die muis na 4 dae. Hy het afgeblaas, ek het hom geryk, maar ek moes die muis nog steeds weggooi, want alles was nog daar. So dis ook 'n leuen. Die beste teorie wat ek kon kry, is die 1 in vers 13. Daar staan, sê, sy disippels het in die nag gekom en hom gesteel terwyl ons geslaap het. Die dag toe Jesus opgestaan het, staan daar in die Bybel, was daar 2 groepe mense gewees. Aan die een kant was die Romeinse soldate gewees, aan die ander kant was die vrouens gewees. Al twee het gesien wat gebeur het met Jesus se opstanding. Ek het nie 'n idee wat hulle gedink het nie, maar ons weet wat hulle ervaar het. Daar was 'n aardbewing gewees, die klip het weggerol, 'n engel staan daar, nooi hulle in om te sê, kom kyk hier binne die grot, die graf is leeg. Sien die linne wat opgevou lê. 'n engel het vir die vrouens gaan sê, gaan na die disippels terug en gaan vertel hulle Jesus leef, hy wil hulle in Galilea sien. En so is die vrouens daar weg op pad om die disippels in die hande te gaan kry. Op pad na die disippels toe, verskyn Jesus aan die vrouens. Die ander groep wat daar was die Romeinse soldate. Hulle bewe die hele pad van die grot af tot in die dorp. Hulle kom heel getraumatiseerd daar by die leierpriesters aan, vers 11. Terwyl die vroue op pad was, het enkele van die wagte na die stad gegaan en alles wat gebeur het aan die leierpriesters berig. Ek lag so een dominee vertel dat die soldate so groot geskrik het, toe hulle die stad inkom, het hulle 'n priester nodig gehad en hulle het nie bevelvoerder nodig gehad nie. Hulle is so getraumatiseer. So al twee die groepe by die opstanding skiet in verskillende rigtings. En ek kan nogal die gesprek sien met die wagte by die priesters. Priesters, julle sal nie glo wat gebeur het nie. Ons het 'n probleem. Ek het gedink om 'n dooie op te pas sou die maklikste werk in die lewe gewees het, maar nee, daar was 'n aardbewing. Toe is daar 'n spook met vlerke. Ek het nog nooit in my lewe so iets gesien nie. En die grot was oop en toe ons ingeloer het, want toe kom hy spook weer terug en die lijk was weg. En daar was lappe wat opgevou was. Daar was niemand daar binne nie. Ons almal het dit met ons eie oë gesien. O ja, en die spook kon praat, en die spook het gesê, dat hierdie man Jesus leef. Al die vrouens was ook daar, en hulle moet dit vir hulle mense gaan sê. Die vrouens se boodskap, dat Jesus leef, was vir die disippels gooiens. Die soldate se boodskap, dat Jesus leef, was vir die priesterleiers 'n nagmerrie. Maar nou wil ek net so 2 tree terug. Die rede kom daai soldate in die eerste plek daar was omdat die Jode gevra het dat Pilatus asseblief soldate daar moet neersit. Matteus 27 vers 62. Die volgende dag, dit is die dag na die voorbereidingsdag, het die leierpriesters en die fariseërs by Pilatus gekom en gesê, meneer, ons het onthou dat hy nog geleef het.
daardie bedrieger gesê het, na 3 dae sal ek weer opgewek word, beveel dan dat die graf tot op die 3de dag beveilig word, sodat sy disippels hom nie gaan steel en vir die volk sê hy is opgewek uit die dood nie. Die laaste dwaling sal erger wees as die eerste. Pilatus het vir hulle gesê, julle kry 'n wag van soldate, gaan beveilig die graf soos julle goeddink. Hulle het toe gegaan en die graf beveilig deur die klip te verseël en die wagte daar te plaas. Die leierpriesters en die fariseërs kry 'n sarsie Romeinse soldate om die graf op te pas. As 'n dubbelwyse, 'n dubbel manier om seker te maak, het hulle 'n massiewe klip voor daai graf gaan sit, sodat die disippels nie die liggaam kan steel nie. Die Romeine seël daai graf. Dit beteken enigiemand wat daai graf raak, sal doodgemaak word. Natuurlik wou die priesterleiers elke liewe dag terugvoer hê. Wie het verbygeloop, wie het vrae gevra, hoe het die dag vandag gegaan, het enigiets vandag gebeur? Die priesterleiers wou alles weet. Interessant is, die dag toe dit gebeur het, en die soldate na die priesterleiers hardloop en dit vir hulle vertel, en die vrouens na die disippels toe, en die disippels daar aangestorm gekom by die graf en vir hulle self gesien. Die priesters het gaan sit, hulle wou nie gaan kyk het. Hulle reël 'n vinnige vergadering. Daar was alle onheil. Die Sanhedrin, die hoogste raad van die Jode, kom by mekaar. Hierdie soldate moet voor die Sanhedrin kom verskyn en elke detail vertel wat daar gebeur het. Mense, hoor julle hoeveel bewyse kry die priesters? Ooggetuies van wat hulle gesien het. 'n engel wat dit bevestig. 'n leë graf vol bewyse. Maar hulle skrap alle moontlike bewyse weg. Hulle oorweeg dit nie eers 'n bietjie nie. Volgens hulle is dooie mense dood. Dooie mense kom nie terug nie. Dit moes een of ander triek gewees het. So na die vergadering, toe besluit hulle saam op 3 goed. Eerstens, ons moet die soldate omkoop. Hulle kry 'n aardige bedrag, want hulle sê nie nee. Tweedens, moes die soldate aan almal vertel daai dag dat die disippels ingekom het terwyl die soldate slaap. 'n Mission Impossible. Op 'n manier die klip weggerol het, die rots sonder dat die soldate wakker word, sonder 'n steen en 'n kren, is 'n massiewe klip, sonder dat iemand sy toon stamp by die donker, die liggaam uitgedraai, sonder om oor hulle voete te val, en die volgende oggend te word die Romeinse soldate wakker. Dis die storie wat hulle moet vertel. Derdens, gaan hulle met Pilatus praat, sodat die soldate nie in die moeilikheid kom as hulle sê hulle het geslaap het. Want as Pilatus moet uitvind dat hulle het geslaap, sou hulle doodgemaak word, en dit is vir die priesters 'n probleem. As hulle doodgemaak word, wie gaan die storie versprei? So hulle moet lieg vir die mense, hulle moet lieg vir Pilatus, en hulle moet lieg wat gebeur. Vers 15. Hulle het die geld geneem en gemaak soos hulle voorgesê is. Hierdie storie word tot vandag toe onder die Jode versprei. Die soldate weer is alleen, die priester weer is alleen, almal weer is alleen. Maar die soldate doen dit in elk geval. Want wie gaan nou vir baie geld lees het? Lief familie en vriende, kom gou terug na die vraag. Hoekom eindig Matteus die evangelie met 'n leuen? Deur vir ons te sê, die storie wat versprei is dat Jesus se liggaam gesteel is. Die rede hoekom Matteus daarmee eindig is dat jy vandag hier kan sit en besluit kan maak. Glo jy dit? Maak dit vir jou sin. Dat die disippels op 'n manier 'n Mission Impossible getrek het en die liggaam gesteel het. As dit nie vir jou sin maak nie, as dit nie moontlik klink nie, beteken dit dat die enigste logiese antwoord wat oorbly is, Jesus het regtig opgestaan. Al die teorieë maak nie sin nie. 'n Kind sal 'n paar vrae vra wat groot mense nie kan antwoord nie. Dis omdat Jesus regtig opgestaan het. As ek in hierdie verhaal dink en ek self 'n paar vrae, hoe weet die soldate
dat hulle die liggaam gesteel het as hulle geslaap het? Was hulle oë was aan toe? Het hulle deur hulle oë gekyk? Hoe raak die hele eenheid van die soldate gelyktydig aan die slaap, terwyl die eintlike sarsies werk om die graf op te pas? Hoekom moes die Joodse soldate vir Joodse leiers vir die soldate geld gee, terwyl hulle 'n frontwerk gedoen het? Ek meen as jy 'n PEP sekuriteitswag is, nee. En daai aand breek hulle by PEP in. En jy kom en jy sê vir daai sekuriteitswag, my maat, jy het 'n fantastiese werk gedoen, dis jou woons. Nee, dan gaan jy weg. Want jy het nie werk gedoen. Die enigste logiese antwoord is dit. Jesus regtig opgestaan. Jesus leef. En omdat hy leef en jy glo dit, gaan jy daar wees waar Dawid van praat in vers 6 op Psalm 83 in die hemel. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons kan soveel probeer om mekaar te troos, mekaar te ondersteun, mekaar by te staan, om hierdie dag net bietjie meer verdraaglik te maak. Op jou en vandag slaan ons woorde so ver te kort. Ons kan mekaar 'n drukkie gee vandag, Here. U weet, om mekaar te ondersteun, mekaar by te staan. Duimel gee, sê 'n drukkie meer as 1000 woorde. Maar Here, al wat ons regte vandag gaan troos, is ons weet dat hierdie nie 'n einde is nie. As ons weet dat wanneer Johannes sy oë op die aarde toemaak, het hy sy oë in die hemel sal oopmaak. En om die enigste troos om dit te kry, is ons weet, Here, daai dag, daai graf was leeg, omdat U regtig opgestaan het. 600 mense kan dit beamen, erken. Dankie dat ons kan weet, Here, U het alles verander. Hierdie dood, die angel van die dood het U uitgeruk. Dat ons vandag hier kan sit, nie as mense sonder hoop nie. U sê vir ons, as ons treur, moet ons nie treur sonder hoop nie. Ons treur met 'n hoop, ons weet, Here, al is dit hoe swaar, hoe seer, dat ons eendag daar gaan wees, waar Dawid van praat in Psalm 23, by U. En eendag daar gaan wees, waar ons met ons eie oë U kan sien op die troon sit. Dankie, Here, dat ons kan weet, U het alles kom verander, U het vir ons onmoontlike moontlik gemaak, dat ons vandag hier kan sit, en wanneer ons dink aan die pad vorentoe, nie met swaar en teneergedruktheid, maar met 'n opgewondenheid oor wat vir ons voorlê. Here, mag ons leef asof U leef, en U leef. Mag ons uitgaan en die verskil daar buite gaan wees, Here, met wat ons leer, en wat ons sê, en wat ons doen. En ons sal getuig met ons harte, met ons dade, met ons woorde, U leef. U het alles verander. Vandag gaan ons die stof bære, stof teruggee in die aarde. Johannes nie meer nie. Ons weet waar hy is. Daarvoor het U voorsiening gemaak met die lewe in die kruis en die leë graf. En daarom wil ons graag die geleentheid gebruik om vir elkeen van ons wat vandag hier is, en besonder ook vir Willem en vir Dina en vir Tannie Annetjie en vir Margriet en die kinders, dat U vir hulle sal bystaan en hulle die troos en die moed sal gee. Mag die leë graf vir hulle besonderse betekenis kry, ook in hierdie dag. U het alles verander. Dankie, Here, dat ons volgens hierdie kan bid, in die almagtige en heilige en kragtige naam. Amen. Vriendes, kom ons staan en ons sing ons saam genade onbeskryflik groot dade van U.
Die familie het vir my gevra om ons vir asseblief die begrafnisbrief te lees. Ek glo elkeen van julle het een keer ontvang. Julle is baie welkom om saam met my asseblief deur te gaan. Ek verstaan dit heeltemal met my pa se begrafnis ook, was dit baie braaf geweest om daai dag al voor almal te kan staan en sê ek gaan voor almal praat. Ek het nie 2 woorde uitgekry. So wou verstaan dit. Kom ons begin met die eerste enetjie aan, my geliefde eggenoot. Dankie vir alles wat jy vir ons beteken en gedoen het deur al die jare. Jy was 'n wonderlike man, liefdevol, sterk en betroubaar. Ons gaan jou ongelooflik baie mis. Dankie vir al die goeie jare wat jy deel van my lewe was. Jy het 'n groot leemte agtergelaat, maar ek vind troos in die wete dat jy nou by ons hemelse Vader is. Rus sag, my lief, jou nalatenskap en liefde sal altyd in ons harte voortleef. Laaste brief van Pa, my held. Dit is my laaste brief van my held en my rigtingaanwyser. Pa het 'n groot leemte in my lewe. Dankie vir al die seevakansies. Toe ek so bang was vir die branders, het Pa my opgetel en saam met my in die see ingegaan. Ek het veilig gevoel in Pa se arms. Dankie dat Pa altyd daar was wanneer ek sport gehad het langs die veld. Maak nie saak waarheen ons gegaan het nie, Pa was altyd daar. Ek kan net een keer onthou dat Pa nie daar was nie. Ek kon Pa se stem hoor wat skree en raas as ek nie my kop in die loskraan gedruk het nie. Pa het ook nooit iewers heen gegaan waar ons nie kon saam gegaan het nie. Pa se gesin was vir hom die belangrikste. Pa se geloof en liefde vir die Here sal my altyd bybly. Dankie dat ons altyd kerk toe moes gaan. Maak nie saak of ons met vakansie was of net vir 'n naweek weg was nie. Ons moes altyd kerk toe gaan en sonnaskool toe. Nou voel ek skuldig as ek nie op 'n Sondag kerk toe gaan nie. Pa gaan baie gemis word. Pa se geduld en liefde was oneindig teenoor my. Dankie Papa dat ons weer sien die vrede. Liewe Pa, vandag staan ek hier met 'n hart vol herinneringe en trane wat nie wil ophou nie. Hoe sê 'n mens dankie vir 'n vol lewe, vol liefde, lyding en onwrikbare ondersteuning? Pa was vir my meer as net 'n vader. Pa was my rots, my veilige hawe, my grootste cheerleader. Ek kon nie vir 'n beter pa gevra het nie. Dankie dat Pa my nooit veroordeel het nie, maar altyd met oop arms en 'n sagte hart bygestaan het. Dankie vir die liefde wat ek elke dag gevoel het in Pa se woorde, Pa se dade en die manier waarop Pa altyd daar was, langs die sportveld, in die stil oomblikke en in die tye toe ek dit die meeste nodig gehad het. Ek sal nooit vergeet hoe ons saam Sasol toe gery het nie. Ek as kind vol verwondering en Pa met geduld en liefde. Daardie ritte, daardie geselsies, daardie saamwees, dit bly vir altyd in my hart. Dankie vir die lesse wat Pa ons geleer het. Oor eerlikheid, hardwerk, respek en liefde. Pa het nie net gepraat nie, Pa het geleef wat Pa geglo het. En daardie nalatenskap dra ek nou met trots en pyn in my hart. Pa los 'n groot leemte. Ek gaan Pa ongelooflik baie mis, my hart is stikkend, maar ek vind troos in die wete dat Pa nou op 'n beter plek is, sonder pyn, sonder lyding, in vrede. Ek is vreeslik lief vir Pa. Dankie dat Pa met Pa was. Dankie dat ek Pa kon lief hê en leer ken. Ek sal Pa altyd onthou, in elke sonstraal, elke herinnering, elke hartklop. Rustig Pa, jou liefde leef voort in my. Pa se stem is stil, die plekkie is leeg. Nou kan ek nie eens meer vir Pa braai of roosterkoeke maak nie. Dankie vir die 7 jaar wat ek Pa kon ken. Pa was 'n skoon Pa 1000. Toe ek die ongeluk gehad het met die bakkie op Dwarswegstrand, was Pa meer bekommerd oor my as enigiets anders. Dankie vir al Pa se liefde. Ek gaan Pa baie mis tot ons weer sien met liefde, Pa se skoondogter Nina. Liefste oupa, ek is baie lief vir oupa. Ek gaan oupa baie mis. Dankie vir al die keer dat oupa daar was en altyd vir my kom kyk het as ek hokkie speel. Baie oupa, ja. Beste oupa, ek is baie lief vir oupa. Ek en oupa het lekker goed gedoen in die ou huis. Oupa het my gehelp met my huiswerk. Ons is ook lekker nie, ons het lekker in die tuin gewerk. Ek gaan oupa baie mis. Liewe oupa, ek kon nie regtig baie tyd saam met oupa spandeer nie, maar die bietjie wat ek kon was vir my baie spesiaal. Dankie dat oupa na my konsert gekom het. Dit is my baie beteken. Ek gaan oupa baie mis, liefde vir altyd Sonika. Liefste oupa, ek het oupa meer, maar net 5 jaar geken. Maar wie gaan ek nou bal speel en wie gaan my tere en foto's neem? Ek gaan oupa
baie mis. Liefde, lief vir oupa vir altyd. Wouter. Oom Hans, waar is oom Hans? Ja, goeiemôre. Wat sê jy mense? Goeiedag, geagte Dominee, familie en vriende wat hier is. Wat kan 'n mens sê na so 'n kragtige boodskap? Ons kan niks byvoeg. Alles wat hy gesê het is die waarheid. En dit is ook nie van ons benader dat ons hier is om mekaar te ondersteun en so heb ek Johan geken. Ek kan nog 34 jaar dat hy by Sasolburg gewerk het, ek die grootste gedeelte van 20 jaar saam met hom gewerk. Ek en George wat saam met hom gewerk het, en daar is nie eisters wat nou bedeeld is, nie. Het is mekaar baie keer onder baie kritische omstandighede, dus mekaar aangekyk, maar nooit heb ek 'n verkeerde woord met Johan se mond gehoor nie. Hy was altyd baie sober, getrou by sy werk, altyd getrou. Altyd gewillig om nog sy extra deel te doen, nee. Dit kan ek vir ons sê. Hy was, sy huisgesin was van die heel belangrikste. En hy was by die kerk baie betrokke, en natuurlijk by die skool, waar sy kinders was, en op skool by A.I. Jacobs, en by HTS, daar was hy baie betrokken. En hy het gesê, hoorie, Willem speel rugby. En ek moet dit bywoon, nee. Ja, dat kan ek vir hom sê. In 1980, terwyl hy was so intens by SASO bezig is, nee, word die maatskappy geterroriseer en met kleefmyne aan die toerusting. En daar was 'n geweldige groot brand. En elke keer van ons by SASO het brandopleiding en noodhulp gehad. En ons was toe spanne afgevaardig om te help met brandbestryding. En ooralste van Johannesburg van die Oosrand en Wesbrand en vereniging, al nywerende omgewing het brandspanne gestuur, sodat ons die brande kon dood. En die maatskappy stap. En ons kan nie produk maak nie, want die tanks waarom nie produk moet loop, is aan die brand. En groot tanks van 15 tot 20 meter is aan die brand. En ek kan onthou, ons na die tyd die fabriek moet oppas. En elkeen moes 2 ure van sy vrye tyd moes hy afsonder. En hy moes die fabriek gaan ergens oppas om die drade, want daar was nie genoegsame sekuriteit nie. Tot die sekuriteit uitgebrei is nie. En nooit het iemand gekla. Almal het gesê, hoor, hierdie is brood en boter vir ons, moet dit pas. So ek kan van Johan sê, hy was 'n staat gewees. Ek het hom gesien, ons het die kap leer, ons moet die kap leer, en die toeriste wat daar sien, reg, styf, dan klim hy 20, 30 meter op, teen die torings, om te gaan werk, nooit gekla nie. Ons het om vreeslike omstandighede gewerk vir lang ure, soms tot 16 ure. As ons die aand 11 uur huis toe gaan, dan moet jy al 7 die volgende dag. Dis die eerste sê skof oor. So ek en Johan, as 'n baie sobere mens, en al wat die doen vir ons hier ook gesê het van Johan wat hier is, ons neem afskeid van hom vandag. Kan ek sê, ja, dis die waarheid. En ons kan almal getuig, saam met die kinders. Dit wat die Dominee gesê het, en van hom, en in begrafnisbriewe het hy ook gesê het, dis alles die waarheid. Hy het nooit 'n skewe woord gesê, hy het nooit gevloek nie. Terwyl daar baie keer op baie spanningsvolle tye op die aand was. Ons te sê vandag, daar staan in die skrif ook, daar's 'n tyd om te saai en 'n tyd om te oes. Daar's 'n tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterwe. So ons moet almal in hierdie tyd in die eerste bedryf voor die graf, ons is reg gemaak vir die tyd om na die graf deur Jesus te kan sien, wat vir ons dit bewerkstellig het deur die opstanding.
En ja, ek wil net vir Willem en vir Griek en vir Driem en vir julle sê, julle nalatenskap is geweldig. Anna, baie dankie vir hierdie kinders wat vir ons nagelaat het, en Johan wat vir ons nagelaat het, nee. Ons hou hulle dop. Ons is trots op hulle, en julle is trots op hulle, nee. Ons sien hulle is baie besig. In die tyd van vandag, ja, neem baie van ons tyd op vir ons kinders en so te sê. Daar is een woord wat ek op die oorne gaan sê, maar ek wil jy sê, dankie aan die Hemelse Vader. Bykans 71 jaar, bykans 71 jaar spare lewe. Toe hy in Natal gebore is, om afgesloop in die Vrystaat, dan kom hulle sit hier in die Kaap beloon. Baie dankie. En al die mense van die ambulansdienste, wat altyd getrou gewees het en vir Johan kom al het, wat het nodig is, nee. Dr. Roos, Perseel en die minister van George, nee. Baie dankie. Dr. Van Rooyen, Dr. Amik en Dr. Pawlowski en al die personeel van die Medikliniek Hospitaal, nee. Dr. Hannou, ja, jy het ons gehoor volgend met die waarheid aan die fonds genoem. Ons moet nie lieg nie. Want die lieg hou nie lang nie. En ons sien dit aan vandag se lewe waar jy buitekant. Maar die Bybel het ons gewaarsku en gesê dat daar sal 'n dag kom waar die leuen as die waarheid beskou word. Maar die leuen gaan jou inhaal. Dankie vir die boodskap tot Ron. Ek doen dit saam. Ja, op 'n kerk in die gebou wat ons hier vandag gekanteer. Ja, baie dankie. Dr. Lee vir al die huisbesoeke, die Fynbos musiekspan, Empath, wat al die bloed by die huis kom trek het vir die toetser, en al die oproepe van in die WhatsApps van die vriende en familie wat ons gekry het, ons elkeen bedank en sê, hoorie, ons het allemaal raak gesien. Aan my 3 kinders, vir hulle bystand, hoop, liefde, Willem, Griek en Driem wat om die laaste tyd soos sy dogter bygestaan het. Baie dankie. Ons sien daar raak. En al die kleinkinders, die 4 kleinkinders ons daar opgelaat. Ja, julle het 'n goeie nalatenskap, nee. Ons wil hy helemaal daarom voortbou, nee. Ja. Verwachting, dat hoe die redings tref vandag vir die geleentheid en al die redings daarna. Die Fynbos gemeente vir al die goed, blijkbaar daarna. Dirkie vir die video en die foto's. Jane Marie Donker vir die blomme by die kerk en hier in die kus. Crisis on Call vir julle bystand elke keer, jy wat nooit kan oor om te kan help nie. En allemaal wat vandag hier betrokken is. Sê baie dankie vir julle liefde, vir die teenwoordigheid vandag met ondersteuning vir die familie. Nee. En as iemand uitgelaat het, nee. Dit is moontlik. Want daar is so baie mense wat met Johan omgegaan het en met die familie. En as iemand uitgelaat het, vra ons om verskoning, maar ons weet, ons het vir julle gesê, ons is nie vir julle ergens nie. En nou wil ek net een woord sê, en miskien Dominees Hannou, daar is een woord wat ek kon dit nooit verstaan nie. Want dit was 'n prent, dit was soos amper soos 'n muurbehangsel in ons huis gewees toe ek 'n kind was, en ek kon dit nooit verstaan nie. En toe, soos wat ek opgegroei het, ek had nie hierin gesien, maar daar was nooit baie prente toe ek groot geworden as kind, want ek kom net baie ver tyd het. En daar was altyd 'n prentjie van opa en ouma en almal, en so het ek hulle geken, maar hierdie een prent was as 'n ware 'n kunswerk. Hy was uitgewerk met nabegaring by hand. En ek later aan toe ek begin skool te gaan, sien ek nie, maar hier staan 'n woorde geskryf, nee. Hier staan woorde geskryf. Ek vraag eendag my ma, hoorie, wat staan daar? Toe sê sy my, dis Hooghollands. Maar, daar staan geskrywe,
Eben na Eser. Miskien, doen iets aanhou, eendag, moet jy vir ons vertel, van Eben na Eser. Miskien weet allemaal van Eben na Eser, nee. Dat staan eintlik geskryf, as jy hom vertaal, het sê ek my vertel, want dat is in Hoog-Hollands. Sê, tot hiertoe, het die Here ons gehelp. Baie dankie vir julle. Tot hiertoe, het die Here ons gehelp. Amen.